Goeiemôre, baie welkom by ons Woensdagoordenkings. Vertrou dit gaan goed met jou en dat jy opgewonde en geseënd is vir die week wat voorlê. Nou, ons skrifgedeelte vir oggend kry ons in Jakobus 4 vers 7 tot 8. Twee verse wat so gelaai is met waarheid, met so gelaai is met openbaring en regtig 'n uitdaging vir my en vir jou. Hoor wat sê hy? Hy sê onderwerp julle dus aan God. Weerstaan die duiwel, dan sal hy van julle wegvlug. Nader tot God, dan sal hy tot julle nader. Reinig julle hande, sondaars, en suiwer julle harte, dubbelhartiges. Hierdie twee verse raak hy drie baie belangrike goed aan. Die heel eerste ding is, let op die orde van die sin wat hy gebruik. Hy sê, onderwerp julle dus aan God, weerstaan die duiwel. So hy sê, dis nie anders te om nie, dis nie eers weerstaan eers vir die duiwel en dan onderwerp jy jouself aan God nie. Hy sê nee, jy sal dit nooit met jou eie kragte kan doen nie. Jy sal dit nooit met jou eie vermoë kan doen nie. Hy sê onderwerp jouself aan God, want die oomblik wanneer jy by die Here is, die oomblik wanneer jy toelaat dat hy jou vul, jou hart vul met die Heilige Gees, gaan jy die vermoë hê om sonde te weerstaan, om die duiwel te weerstaan. Jy sien, baie keer maak ons die fout en ons wil uit ons eie kragte, uit ons eie vermoëns, wil ons die duiwel weerstaan, wil ons al die slegte goed weerstaan in ons lewens. Maar hy sê nee, dit werk nie, dit gaan nooit werk nie. Hy sê kom eers by die Here uit, vra die Here om jou te vergewe, vra die Here vir krag en dan sal jy die vermoë hê, dan sal jy die krag hê. Hy wat binne in jou werk, gaan vir jou daardie krag gee om die duiwel te weerstaan en sonde te weerstaan. En dan gaan hy verder, hy sê nader tot God, dan sal hy tot julle nader. 'n Pragtige uitnodiging wat die Here eintlik vir ons gee, 'n groot uitnodiging. As ek dink aan hierdie vers, dan dink ek aan die vergelyking van wat Jesus vertel het van die verlore seun. En hoe die seun aangekom het, en die Bybel sê die pa was op die uitkyk gewees. Hy was nie binne in die huis gewees, hy het nie gewag, televisie gekyk en gewonder wanneer gaan sy seun terugkom nie. Nee. Hy was op die uitkyk, want hy het gebid dat sy seun sal terugkom. En toe hy sy seun van ver af sien, wat het hy gedoen? Hy het na hom toe gehardloop, hy het hom omhels, hy het hom liefgehad, hy het hom gedruk, hy het hom gesoen. Dieselfde seun wat in die varkhok was, dieselfde seun wat gesê het, pa is eintlik dood vir my, gee net vir my erfporsie, sodat ek kan lewe soos wat ek wil. Wat het hy gesê? Hy het gesê, vandag gaan ons fees vier, want my seun is terug by die huis, my seun is terug by my. En dis 'n uitnodiging wat die Here vir my en vir jou ook gee. Maak nie saak hoe ver jy is nie, maak nie saak waar jy afgedraai het op jou pad nie. Die oomblik wanneer jy na hom toe draai die Here na jou toe. En hy gaan jou tegemoet kom, hy gaan jou omhels, hy gaan jou lief hê, hy gaan jou aanvaar, hy gaan jou vergewe. Maar jy moet daai eerste tree neem. Jy moet terugdraai na die Here toe. Jy moet sê, wel, ek moet teruggaan, ek kan nie langer op hierdie pad loop nie, ek kan nie op hierdie sondige pad loop nie. Ek gaan terug huis toe, ek gaan na my pa se huis toe, want die uitnodiging is daar. En dan sê hy die laaste gedeelte, sê hy, reinig julle hande sondaars en suiwer julle harte dubbelhartiges. Hy spreek eintlik hierdie belangrike ding aan, wat eintlik so posgevat het in 'n wêreld waarin ons lewe. Ons wil lief wees vir God, maar ons wil ook lief wees vir die wêreld. Ons wil in die wêreld wees, maar ons wil ook in ons verhouding wees. So ons staan eintlik met een voet in ons verhouding met die Here en ons staan met een voet in die wêreld. En familie, dit kan nie so werk nie. Die Bybel sê baie duidelik, die Here vereis onverdeelde trou. Hy sê jaloerse God. Hy wil hê ons moet 100% syne wees. En ek en jy kan nie net 80, 90, 95% gee van die tyd en dan dink ons verhouding is reg met die Here nie. Nee, absoluut nie. Hy vereis onverdeelde trou en daarom beteken dit dat ek en jy moet ten volle leef vir hom. Mag ek jou vra, lewe jy ten volle vir hom? Is jy werklik getrou of is jy dalk bietjie lief vir die wêreld en bietjie lief vir die Here en jy bevind jouself so half en half in die middel? Hy sê vir daai kerk in Openbaring, hy sê, omdat jy nie koud is nie, en omdat jy nie warm is nie, maar lou is ek op die punt om jou uit my mond te spoeg. En dis 'n waarskuwing wat hy vir ons gee, en dis wat Jakobus mee afsluit, hierdie twee versies. Hy sê, reinig julle hande, kom by die Here uit, vra die Here om jou te vergewe, vra die Here om jou hart skoon te maak, en kom weer op die pad, leef ten volle vir die Here. En dis die uitdaging en die uitnodiging wat ek vir jou wil gee vir hierdie week wat voorlê is. Leef ten volle vir die Here. Moenie aanvaarding en goedkeuring soek van die wêreld nie. Leef vir hom. Draai na hom toe. Nader tot hom en hy sal tot julle nader. En mag jy ten volle in jou verhouding met God wees. Die Here seën jou en ons gesels volgende week, selfde plek, selfde tyd.